Goed, kom ons val weg vandag. Ons is nou by Sondag 6b hier in ons katekisasie handleiding. En dis wat ons nou vandag moet doen, en dit lyk nog ons my na vraag en antwoord 19. So ons gaan stilstaan vandag, vraag en antwoord 19. Goed, maar kom ons bid net eers. Onse Vader, baie dankie dat ons vanmiddag weer hier saam kan wees. Dankie vir die dag wat U so ver met ons was, dat U ons gelei het en behoed en bewaar het tot hiertoe. Here, dankie dat ons nou ook vanmiddag weer in U woord kan wees. Ons bid dat U ons sal seën, Here, en sal help as ons in U woord gaan wees vanmiddag. Ons wil bid ook dat ons U sal leer ken en dat U deur U Gees en met U woord ons in verhouding met U sal bring, en dat U ook ons sal laat groei in ons verhouding met U. Amen. Goed. So as ons by Sondag 6b en vraag en antwoord 18, dis die fokus nou vanmiddag. Ek dink wat belangrik is, kom ons vat net so 'n bietjie saam weer wat ons nou al so ver gedoen het. Goed, so kom ons kyk. Sondag 1 daar begin die hele ding is geweldig belangrik. Wat is die groot ding van Sondag 1 vraag en antwoord 1? Wat is die belangrike ding, as julle dit vir my daar moet uithaal? Wat is die belangrike ding? Wat dink julle? Wat is ons troos in sterwe? Wat is ons enigste troos in lewe en in sterwe? Skitterend. Nou, en wat is dit dan? Dat ons aan Jesus behoort. Goed? Ja. Ek verstaan hom weer so. Dat ek aan Jesus behoort. Nee. Dat ek aan Jesus behoort. Okay? Goed, en kom ons sê 'n bietjie, kom ons brei dit nou so 'n bietjie uit. Kom ons gee dit 'n bietjie vleis. Hierdie is die kernding. Ja? Kom ons gee 'n bietjie vleis, want daai vleis is nogals belangrik. Wat se goeders kan mens nou daar bysit? Wat wou jy gesê het, Marie? Verlossing sy mag van die duiwel. Aha. Was verlossing uit mag van die duiwel. Okay. So ek dink dit is belangrik. Wat sê jy, Johannes? Hy bewaar ons. Hy bewaar ons, ek stem saam. Wat is dan nog? Ek dink hier moet nog iets voor bewaring kom. Hy maak God ons Vader. Goed, nog iets voor wat saamgaan met verlossing en die mag van die duiwel. Hy betaal vir ons skuld. Nee, dis baie belangrik. Dit help nie dat ons verlossing van die duiwel, maar ons is nog skuldig voor God nie. Nee, al twee daai goed moet gebeur. Betaal ons sondeskuld. Dis geweldig belangrik. Okay, en dan kan ons begin sê, maak ons kinders van God. Okay? Dan kan ons sê, daar wat jy gesê het, Johannes, bewaar ons. Okay, en dan kan ons sê, 'n laaste ding, wat is dit? Hy verseker my van ewige lewe. Sê weer? Verseker ons van ewige lewe. Verseker ons van ewige lewe. Ek dink kom ons sit hom ook daarin. Verseker ons van die ewige lewe. En dan wat nog? Maak ons opreg dankbaar. Ja, ek dink so 'n bietjie iets anders. Dis in daai lyn, Marie. Dit is maak ons maak ons gewillig. Dis belangrik, hoor. Dit maak 'n mens die hele lewe weer
in die regte rigting. Maak ons gewillig, dis die regte doel, dit maak jou lewe vol sin. Maak jou gewillig om vir God te lewe. Dit maak jou lewe vol blydskap. Dit maak jou lewe nie meer te vergeefs nie, maar absoluut nie te werk om vir God te lewe. So, wat sê nou is daar 3 dinge wat ons moet weet om hierin te deel. Wat is die eerste ding? Sonde in die lewe. Met my kennis van ons sonde en ellende, nee. Kennis van sonde en ellende. En in wat is Sondag wat op wat kry ons dit? 2 tot 5. Ja, Of tot 4. Sondag 2 tot 4. Mooi. Okay, en dan? Wat het ons nog weer? Ons daarvan verlos kan word. Ja, so kom ons sê kennis van ons verlosser. En wat is dit? Sondag? 5 tot 32. Ja, 5 tot 32. En dan, wat is die laaste een? Ons daar vir dankbaar moet wees. En dankbaar. Okay. En Sondag, wat is dit? 32 tot 52. 32 tot 52. Ja, mooi. Okay, dis pragtig en dis 100% reg. Nou, ons gaan net weer so 'n bietjie hier in. Waaruit ken 'n mens jou sonde? Uit die wet. Wat is die wet van God? Liefde. Eis liefde. Liefde tot wie en tot wie? Tot jou naaste en tot God. Tot God en ons naaste, nê? Nee. Kan ons hierdie wet van God nakom? Nee. Hoekom nie? Want ons is van nature verdorwe. Ons is van nature verdorwe, geneig om God en ons naaste te haat. Het God ons so sleg geskep, Marie? Wat sê jy? Nee, hoe het God ons geskep? Goed en na sy beeld. Goed en na sy ewebeeld. Waar het ons dan so verdorwe geword? Die sondeval in die paradys. Met die sondeval in die paradys, daar het ons so verdorwe geword. Is ons dan so verdorwe dat ons niks goeds kan doen nie en alleen geneig is tot die kwaad? Ja, Behalwe as ons weer gebore word deur die Heilige Gees. Ek dink dis die kern baie belangrike ding. En iets wat daarbey saamkom is ons is in Adam. Okay, in Adam het ons het net so verdorwe geraak. Ons verdorwenheid kom van ons eerste ouers af. Hoekom? Omdat ons hulle slegte voorbeeld volg? Nee, nie omdat ons hulle slegte voorbeeld volg nie. Ja, dit ook, verseker, dit ook. Maar in die heel eerste plek omdat ons in Adam is, soos takke in 'n boom. Daarom is Adam se sonde ons sonde. Adam se skuld ons skuld. En die enigste manier hoe ek bevry word daaruit is wanneer ek in 'n ander boom ingaan. In die Jesusboom ingaan. Deur die wedergeboorte en geloof en bekering. Maak dit sin vir julle? Dis geweldig belangrik. Dis die evangelie. Nee. Nou kom ons by Sondag 5 tot 32 en dan vra Sondag 5, maar kan ons dan uit hierdie verlorenheid van ons verlos word? Dan staan daar so, aangesien ons die regverdige oordeel van God, in die regverdige oordeel van God, die tydelike en die ewige straf verdien, hoe kan ons uit hierdie straf bevry word? Hoe kan ons bevry word? Daar moet betaal word. Okay. Kan ons self betaal? Nee, ons kan nie self betaal nie. Hoekom kan ons nie self betaal nie, Marie? Want ons maak ons skuld net op elke dag groter en die straf van God is te groot vir menslike wese om te dra. Dit sê, en dit te dra en klaar te dra, nee. So ons maak ons straf net al hoe groter. By dit, 'n gewone skepsel kan nie die toorn van God dra nie, né? Goed, maar kan iemand anders vir ons betaal? Byvoorbeeld soos 'n engel? Nee. Hoekom nie? Want dit is nie regverdig dat 'n skepsel wat nie gesondig het nie, die straf moet dra. En ons is in Adam, nee. Daarom moet die mens wat gesondig het, die mens se skuld betaal. Okay. So ek dink dis die ding wat ons
Waar sal jy dit so nie ek self kan nie betaal nie, 'n ander skepsel kan nie betaal nie, maar hoe 'n middelaar het ons dan nodig? Met ware regverdige mens en ware God is. Ware regverdige mens en ware regverdige God is. Dis die middelaar wat ons nodig het en dis wat ons geleer het by Sondag 5. Nou gaan ons oor na Sondag 6 toe. Hoekom moet hy 'n regverdige mens wees? 'n ware en regverdige mens wees? Nou word Sondag 5 eintlik ingehamer, né? Hoekom moet hy 'n regverdige mens wees? Ons het al daai waarheid by Sondag 5 raak gesien, maar ons gaan hom nou inhamer by Sondag 6. Hoekom moet hy 'n regverdige mens wees? Want 'n sondige mens kan nie vir 'n ander se sondes betaal, want hy moet vir sy eie betaal. Ja, en hy maak sy eie net altyd groter, né? Okay. Hoekom moet hy ook waarlik God wees? Want iemand wat net mens is, kan nie dit doen. Ja, God, sodat hy deur die krag van God, die toorn van God in sy menslike natuur kan dra. Nou, wie is hierdie middelaar? Jesus Christus, wat God vir ons gegee het tot wysheid en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. En watter Bybelversie leer ons dit? 1 Korintiërs is 100% reg. 1 Korintiërs wat se hoofstuk? 1 Korintiërs hoofstuk 1 en versie 30, daar staan: deur God is ons in Christus. En as ons in Christus is, dan is ons nou nie meer in Adam nie. In Adam is ons skuldig. In Adam is ons sondaars. Maar in Christus is ons nie meer skuldig nie. Maar het ons nou 'n middelaar wat vir ons skuld ten volle betaal het, sodat God ons regverdig kan spreek. Onthou ons het laas keer van versies in die Bybel ook gelees, né? Okay, so dit is tot waar ons gekom het. So ons hierdie middelaar van ons is Jesus Christus. Nou vra die volgende vraagie: waaruit weet jy dit? En dit is waar ons nou vandag moet verder werk. Kom ons kyk 'n bietjie. Ek wil nou net ons vragies. Kom ons doen eers ons vragies en dan gaan ons weer verder hierso na die vragie in die katekismusboek ook. Kyk, ons kyk eers na ons vragies wat julle moes gedoen het vir huiswerk. By Sondag 6b. OK, kom ons kyk vir Sondag 6b se vragies aan afdeling A. Sê, waar leer ons Christus ken? Wat sê jy, Johannes? Uit die woord. Uit die woord, nê? Of ons kan sê uit die heilige evangelie. Nou, maar ek stem nogal saam dat woord is 'n regte antwoord, want dis tog in die woord openbaring van God waar ons dit leer. Nou, OK. Maar ek dink tog meer spesifiek, Marie, wat het jy geskryf? In die woord van God. In die woord van God nie. En dan in die woord van God kry ons die goeie nuus oor Jesus Christus, nê? Die evangelie. Daar leer ons hom ken. Kan dit dalk net byskryf, ook evangelie. Kyk, die katekismus sê dit so mooi, uit die heilige evangelie. Nou, ek dink dis nogal so belangrik dat ons dit ook sê. Nie dat woord verkeerd is nie, woord is heeltemal reg. Goed, kom ons kyk by vragie 2. Is julle reg? OK, vragie 2. Kan ons Christus leer ken uit die natuur? Ja. Vertel die see en die bome ons van die kruis en die opstanding. Ek het gesê ja, sien Psalm 19. OK. En wat sê jy, Marie? Ek sê nee, want vlees en bloed kan nie vir ons openbaar nie, maar net ons Vader wat in die hemel is. OK, dit het jy nou daar gekry in Matteus 16. OK, ek hou nogals van julle antwoorde. OK, kom ek sê eers so. Johannes, daai antwoord van jou is nie reg nie. Okay. Goed, maar kom ons kyk daarna. Kom ons vat eers uit Psalm 19. Want ek is so bly jy werk daar uit die Bybel uit. Dis verskriklik belangrik. Maar kom ons kyk nou wat sien ons daar raak by Psalm 19. Want dis vrek belangrik. Kyk nou na Psalm 19. Kom ons
Kom ons maak 'n bietjie daar oop. Het jy lank? Ons maak ons Bybel oop. Psalm 19. Ja. Goed, het julle Psalm 19. Okay, kom ons lees nou daar. Johannes, begin jy te lees vir ons lees ons versie 1 en 2. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Die hemel vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Okay, Marie, versie 3 en 4. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een dag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Okay. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak. En ek moet nog 'n versie 6 ook lees, né? En die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. En hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Okay, versie 7 en 8 moet jy nou lees, Johannes. Sy uitgang is van die einde van die hemel af, van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie. Okay, nou versie 8. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Okay, kom stop net eers daar. Kyk nou so 'n bietjie mooi. Ons het in hierdie Psalm 2 dele. Die eerste gedeelte, versie 1 tot 7, gaan oor die hemele vertel die eer van God. Nou, en die uitspansel, die werk van sy hande. En dan brei Dawid daaroor uit. En dan in die tweede deel van die Psalm van vers 8 af gaan dit oor die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die gesiel. Die getuienisse van die Here is gewis. Gee wysheid aan die eenvoudige. So hier is 2 maniere hoe die Here hom openbaar in Psalm 19. Die eerste gedeelte is die hemele verkondig die eer van God. So die hemel openbaar. Okay? As jy na die sterrehemel kyk, dan vertel dit die heerlikheid van God. As jy na die son en die planete en alles kyk, dit verkondig die heerlikheid van God. Dit sê, daar is 'n God wat absoluut heerlik is. Dis die boodskap van daardie sterrehemel. En kyk, is nogals interessant hoe die boodskap werk ook, né? Kyk nou daarso. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit. Die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Dis 'n openbaring sonder woorde, maar dit is tog 'n openbaring. Dit is 'n openbaring al is daar nie woorde nie. Goed, maar dan belangrik, daai openbaring praat 'n taal wat sê, kyk hoe heerlik is God. En daai heerlik is die woordjie kavod. Kavod sê swaar, belangrik, eerste. Hy moet aanbid word. Hy moet ook verheerlik word. Okay? En dan die tweede gedeelte van die Psalm van vers 8 af gaan, die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. So as interessant as mens na die Statenbybel lees, dan sê daai die wet van die Here is volmaak, dit bekeer die siel. Want dit is ook hoe daai woordjie is, dit het ook betekenis van bekeer, is die woordjie shavaf in Hebreëus. Beteken ook bekeer. Draai om. Dis hoekom ons Bybel dit met verkoop het. Die siel is baie keer af en neerslagtig, maar die Bybel tel dit weer op, nê. Maar dit kan ook beteken die siel is op die verkeerde pad weg van die Here af en die woord bekeer dit terug na die Here toe. Nou, wat belangrik van dit is, wat ons hier moet raak sien is, kyk na die openbaring, die soort openbaring wat die hemel gee. Die hemel vertel die eer van God, maar dit vertel nie vir ons van Jesus nie. Okay, sien julle dit? Dis belangrik wat ons hier moet raak sien. Okay. Wanneer ons na die woord openbaring toe gaan, dadelik, dink dan die moederbelofte. Nee?
Die moederbelofte sê dadelik, ek maak vyandskap tussen Satan en die vrou. Daar's vyandskap tussen die vrou saad en die slang saad. En daar gaan een kom wat die kop vermorsel. Daai openbaring kry ons nie in die sterrehemel nie. Die sterrehemel sê, aanbid God, aanbid God, aanbid God. Nee? Kyk nou, hoe sien 'n mens dit raak ook in Romeine. Kom ons blaai bietjie ons Bybels na Romeine toe. Romeine 1. Kijk, ons lees daar van vers 18 af, ons gaan tot wel by vers 25 omtrent. Ok, Marie, begin jy sommer vir ons te lees, dan lees jy 18 en 19. Want die toorn van God word van die hemele af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Kom stop 'n bietjie hierso, ons dink oor hierdie sin. Die toorn van God word geopenbaar van die hemel af. So hierso is die ons kyk nou hierso, net hierdie swart hierso. Hierso is die hemele. Ons sê die hemel. Is die aarde. Okay, hierso is mense op die aarde. En die toorn van God word geopenbaar. Wat is openbaar? Dis soos om oop te maak. Dit maak oop, so ons kan sê, God is hier in die hemel en die toorn van God word geopenbaar. Ons sê so. Die toorn van God word duidelik sigbaar, kan mens ook sê. Die toorn van God word duidelik sigbaar oor wat? Kyk, daar staan oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense. So hierdie mense hier op die aarde is besig met goddeloosheid en ongeregtigheid. En nou word die toorn van God, die straf van God, word duidelik sigbaar oor hierdie mense. En wat doen hierdie mense? Kyk daarso, word duidelik sigbaar oor die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Die waarheid onderdruk. So daar is duidelike waarheid, hierdie mense het waarheid hierso en hulle sê, nee, maar ons wil niks met die waarheid te doen nie, ons druk dit af. Ons wil dit nie sien nie, ons wil dit nie hoor nie, ons wil hierdie waarheid net wegvat. En nou staan daarso, hulle onderdruk die waarheid omdat wat van God geken word, dis die waarheid. Jy kan God ken. Die waarheid is, God word geken. Ok? En dis die waarheid wat hulle onderdruk, die waarheid oor God word onderdruk. Hoekom kan God geken word? Want God het dit in hulle geopenbaar. Ok? Hoe openbaar God dit in ons? Ek dink dit beteken, ons weet hier binne, daar's 'n God. Jy weet dit. Alle mense weet dit. Maar ons onderdruk dit. Ok? Nou is daar nog iets. Kom ons lees aan in vers 20. Want, dis nou 'n volgende sinnetjie. So hy het nou gesê, Marie, lees gou weer vir ons versie 18 en 19. Want die toorn van God word van die hemele af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mens, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Okay, nou word verder daardie, want God het dit aan hulle geopenbaar, nog verder vir ons verduidelik. Want God se onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Ok, Johannes, lees jy nou vir ons 22 en 23. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword
en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige kruipende diere. OK, Marie vers 24 en 25. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle hart oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. En daar sien jy die oordeel van God duidelik geopenbaar. Hulle onteer hulle liggame onder mekaar. Né? Wanneer hulle 7de gebod oortredings doen, losbandig lewe, dis nie maar net mense wat dit doen nie, dis God wat hulle oorgegee daaraan, omdat hulle nie God verheerlik nie. Dis hoe die toorn van God sigbaar word. Ons sien dit in 'n samelewing wat losbandig lewe, 7de gebod losbandig lewe, met hoerery en ek weet nie wat alles nog, en homoseksualiteit, dit sien 'n mens nou verder aan. Maar dan sê hulle het die waarheid van God verruil vir die leuen en die skepsel vereer en gedien bo die Skepper. So wat dan gebeur is, Psalm 19 sê, hier in die hemel is sterretjies en wat ook al planete en alles, en die son skyn, is die son, en as die mense dit sien, dan wys hierdie goeders die hele tyd na God toe. Al hierdie goed wys na God toe. Kyk die heerlikheid van God. Kyk, hy het hierdie goed gemaak. Kyk, hy moet aanbid word. OK? Dit is wat al die goeders doen. Dan sê die mense ons na die sondeval, nee, ja. Ons onderdruk daai waarheid. Ons dink evolusionisme uit. En ons sê nee, maar ons self is sommer God. Want dis wat jy doen as jy sê evolusionisme is daar, want jy sê eintlik alles ontstaan eintlik sommer van self en daar is eintlik nie 'n God wat dit gemaak het nie. En wie bly dan oor as God? Ek. Nee. Of ons begin leef met ons maak hierdie goeders wat vir ons wys na God, ons maak daai goed God. Ons sê God is alles en alles is God, soos die Hindus. God is in alles en alles is God en ek is ook God en dit is hoe ons begin leef. Of ons maak beelde van hierdie goeders en ons begin dit te aanbid. Of ons maak beelde van die diereryk en ons begin dit te aanbid. OK. In ons westerse samelewing werk ons baie met ek is God. Die self is God. OK. So, en dit is nou Johannes het in Psalm 19 se eerste gedeelte moet raak sien. God openbaar in die natuur dat God daar is en dat God alles gemaak het en dat God heerlik is en dat God aanbid moet word. En wanneer ons weergebore is, wanneer ons deur die Gees van God weergebore is en nie totaal verdorwe is nie, dan maak die Gees ons ook op om al hoe meer in die skepping God te waardeer. En sê net, wow, kyk die wonderlike God van ons. Nee? Jy kan 'n blommetjie kyk en jy kan sien hoe lyk hy en daar's 'n baai wat daar opkom en jy bestudeer daai styfmeel goedjies van hom en wow, jy sê kyk God het dit goed gemaak. Nee? Of ons kyk net na onsself en sê kyk hoe wonderlik het God ons gemaak en dan verheerlik ons God in plaas van die mense wat sê kyk hoe wonderlik is ek maak myself 'n God. Nee. So dis die ding. Nou, so Johannes, ek dink wat ons moet raak sien met ander woorde en hierdie is nogal 'n belangrike ding. Hier is nou nog 'n ding. As mense Jesus Christus in die skepping kon leer ken, dan het ons nie nodig gehad om sendingwerk te doen nie. Nou, want dan het almal ons nou klaar vir Jesus geken. OK? So, nee, maar sendingwerk is nodig want ons met die woord evangelie Jesus sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en dit beteken verkondig die evangelie aan hulle. Nou, en so moet ons gaan want alle mense is skuldig, want alle mense het Openbaring, dis wat hier staan versie 20 sê, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Alle mense weet God is daar, alle mense weet God moet aanbid word, maar ons doen dit nie. En daarom is ons almal skuldig en daarom het ons almal Jesus nodig. Maar Jesus leer jy ken met die woord Openbaring. OK, maak dit sin. Nou Marie, daai antwoord van jou wonder ek ook nogals oor 'n bietjie. Sê vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader wat in die hemele is, nê. Nee. Goed, maar vlees en bloed
verkondig tog die evangelie. Nou, so ek dink wat Jesus daar bedoel is dat jy het nie net 'n van buite af openbaring nodig van mense wat die evangelie vir jou verkondig nie. Jy het ook die werk van God, die wedergeboortewerk van God in jou hart nodig. Jy het 'n woordopenbaring van buite af en jy het die werk van die Gees wat altyd saam met die woordopenbaring gaan in jou hart nodig, sodat jou oë kan oopgaan en jy kan sê, hierdie is regtig Jesus. Nee. Okay, maak dit sin vir jou? Okay. Kyk 'n bietjie, ek wil hê ons moet gou net ons psalmboeke blaai na ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 toe. Want daar sien ons dit in ons belydenis skrifte. Kom ons blaai bietjie ons belydenis skrifte soontoe. Johannes maak ook daarso. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2. Het jy nou? Wat trek jy nou daar, Johannes? Heropname. Nee, dit is jy's 'n bietjie kyk bietjie daar, wat is daai? Tortillereels nog terug. Ons katekismes, hy is die heel eerste. Dis eers Nederlandse geloofsbelijdenis, dan katekismes, dan tortillereels. Wat is hierdie? Geloofsbelijdenis. Okay, wat se artikeltjies dan? Oor die heilige doop. En dis artikeltjie? Wat is sy nommertjie dan? 34, nou. Okay, jy moet na 2 toe gaan. Nee. Is te ver. Okay, mooi. Kyk net daar, artikel 1 gaan oor die enige God. Nou sê artikel 2, die middele waardeur ons God ken. Okay. So artikel 1 gaan oor God, wie is God, hoe is God? Artikel 2 sê maar, hoe weet jy dit, hoe ken jy hom? Okay. Lees 'n bietjie vir ons Johannes, ek gaan sommer laat lees en dan gaan ek vir jou sê stop en dan jy Marie weer verder lees, okay? Ons ken hom deur 2 middele. Ten eerste deur die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Okay, daar's 'n skepping, onderhouding, regering. So binne in die skepping ken jy God, of deur middel van die skepping, deur middel van die onderhouding van die skepping, en ons gaan nog by Sondag 9 en 10 daarby uitkom, en ook deur die regering van die skepping. So ons kan sê, deur die skepping, die versorging van die skepping en die regering van die skepping, kan ons God ken. Okay, lees bietjie vir ons nog verder. Aangesien dit voor ons oë is soos 'n mooi boek waarin alle skepsele groot en klein die letters is wat ons die onsigbare dinge van God duidelik laat sien, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, soos die apostel Paulus sê. Okay, en dan staan daar Romeine 1 vers 20, nee. Met ander woorde, ons Nederlandse geloofsbelijdenis sê, as 'n mens nou na die skepping om ons kyk, dan is dit soos letters, wat vir ons oral heeltyd skryf, God is hier, en God is heerlik, en God moet aanbid word. Okay? Lees 'n bietjie vir ons, Marie, die volgende sinnetjie, daar na die apostel sê. Dinge wat almal genoegsaam is om die mens te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem. Sien jy daar, dinge wat genoegsaam is om die mens te oortuig dat daar 'n God is en hulle dus alle verontskuldiging as hulle God nie dien nie, ontneem. Okay. So met ander woorde, nou gaan daar eendag dalk Boesmans wees of Eskimo's. Wees wat sê, maar ons het nie die evangelie gehoor nie. Dan sê God, nee. Hier is die letters wat vertel jy's God en julle moet my dien. En ek het julle geskep in Adam om my te dien.
maar julle doen dit nie. Julle onderdruk die waarheid. Maak dit vir julle sin? Okay. Nou ten tweede, maak hy hom deur sy heilige en goddelike woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend. En wel soveel as wat ons in hierdie lewe nodig het, tot sy eer en tot ons saligheid van hulle wat aan hom behoort. Sien julle daai laaste gedeelte? Met ander woorde, hier is die twee middele. 1, skepping, onderhouding, regering van die wêreld. 2, die woord. Skepping, onderhouding en wêreld wys God is daar. Die woord Openbaring sê, dit openbaar so dat ons hom kan verheerlik en salig kan word in en deur Jesus Christus. So, die openbaring van Jesus Christus kry ons in die woord. OK, hierdie woord, die Bybel. OK, maak dit vir julle sin? OK. Goed, kom ons kyk 'n bietjie verder. Soos nou gesê, kan ons Christus leer uit die natuur? Vertel die see, bome, darara. Ek dink die antwoord is net, daar moet ons net sê, nee. Nee, skryf daar vir my neer, nee. En dan sê julle daar in hakkies by, of net sê nee, sien Romeine 1 vers 18 tot 25. En dan skryf julle ook daar komma, NGB artikel 2. So Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2. Die afkorting is NGB. OK. Het julle dit so daar geskryf? OK. Nou kyk na vraagie 3. Kan heidene wat nie 'n Bybel het nie, Christus ken? Nee, hy openbaar hom net deur sy woord. Jy sien daar soos die ding, net so die Christus openbaring kom deur die evangelie. OK, Marie, het jy hom? Het jy hom ook so? Goed. Dit is eintlik wat ons nou gepraat het met mekaar, né? OK? Dan sê vraagie 4, is God se evangelie al in die Ou Testament bekend gemaak? Of anders gesê, verkondig die Ou Testament al Jesus Christus? Wat sê jy, Marie? Ja, ons sien dit self in die paradys met die aankondiging van die koms van die vrousaad wat die kop van die slang sal vermorsel. Die Here kondig al hier die evangelie aan. Genesis 3 vers 15. Mooi. OK, het jy ook so iets geskryf, Johannes? So sê ja, sien Johannes 5 vers 9 tot 30. Daar sê, skryf maar 39. O nee. 39, 5 vers 39. Dis ook 'n baie mooi versie wat jy daar het aan Johannes, want hy sê weer, Jesus praat daarso met die Jode, dan sê hy, julle deursoek die skrifte, of julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle die ewige lewe daarin het, maar dit is die skrifte, wat van my getuig. So die hele Ou Testament, as Jesus praat van die skrifte, dan bedoel hy daar die Ou Testament, praat oor Jesus. Maar hy het nou een mooi voorbeeld vir ons uitgelig daar. OK. Goed, kom ons kyk 'n bietjie dan na afdeling B. Wie is die saad van die vrou waarvan Genesis 3 vers 15 praat en wie is die saad van die slang? Wat sal die saad van die vrou met die slang maak? Kom sê 'n bietjie, wat sê julle, wat sê antwoord? Sal sy kop vermorsel. Sal sy kop vermorsel. Wie is die saad van die vrou? Is dit Jesus of is dit die gelowiges almal? Ek dink dit is albei. Dis Jesus en in Jesus die gelowiges. Nou, OK. Want kom ons kyk 'n bietjie, kom ons maak ons Bybels daar oop. Genesis 3 vers 15. Het jy hom? OK, Marie, lees 'n bietjie vir ons daar. En ek
Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsing en jy sal hom in die haksteen byt. Okay, kom ons kyk nou 'n bietjie daar. Wat nou hier belangrik is, 'n mens kry, kom ons gaan nou so net 'n bietjie uitvee. As jy nou kyk na daai sinnetjie, né? Dan sê God stel vyandskap. Ek dink dit kan hom nie sê. God stel vyandskap. Vyandskap, né? Tussen wie en wie? Tussen die vrou saad en slang saad. Nee. Kyk mooi wat staan daar. Dis reg, maar jy moes nou sê wat sê die teks. Nie net sê wat ons kop in jou kop. Dit wat in jou kop is reg, maar ek wil weet wat sê die teks presies. Marie, wat sê jy daar? God stel vyandskap, hy sê ek stel vyandskap. Die Here praat daar met die slang, hy sê ek stel vyandskap tussen en Dis jou en die vrou. Tussen jou en die vrou. Nou daai jou is die slang. Ja? En in die slang, Satan. Okay? En die vrou. So, die Here stel vyandskap tussen die slang en die vrou. Nou wat gebeur het in die sondeval? Die vrou los vir God en sy gaan na die slang toe, na Satan toe. Sy word 'n slaaf van Satan. Maar nou kom stel die Here vyandskap en hy bring die vrou terug. Dit is soos die Here gee wedergeboorte in haar hart, sodat sy breek in bekering met die Satan en na God toe terugkom. Okay? So nou sê die Here, wat is die volgende ding wat die Here sê? Hy gaan vyandskap stel. Tussen jou saad en haar saad. Nou saad. So hierso is saad van Satan en twee saad van vrou. Okay? Nou wat hier baie interessant is, wie is die saad van Satan? Of hierso moet ons nou, hier kom nou die woordjie saad. Kom ons werk eers met die woordjie saad. Kom ons daai vraag wat ek nou wil vra. Saad. Wat is saad? Kinders. Nageslag. Nageslag. En in ons Bybels word die woordjie saad in Genesis omtrent van hier af aan heeltyd met nageslag vertaal. So kom ons sê so die saad is nageslag. Nou, hier is 'n interessante ding wat ons nou van nageslag moet raak sien. En van saad ook. 'n Mens noem dit 'n versamelnaamwoord. Versamelnaamwoord. So as ek sê nageslag, dan bedoel ek daarmee 'n klomp mense. Nou, dis hoe ons nageslag gewoonlik verstaan. 'n Nageslag is 'n klomp mense, maar dis nie 'n meervoud woord nie, dis 'n enkelvoud woord. Dis nie nageslagte nie. Dis nageslag. So al is dit 'n enkelvoud woord, is al 'n klomp mense daar. So ons kan dit so teken. 'n Nageslag lyk so. En dan is die klomp mense hier. Maar dit is een saad. Dit is ook omtrent kan 'n mens dink jouself daaraan as jy 'n mieliepit plant. Wat kom daar op? 'n Huge mieliepit. Nee, wat kom daar op? 'n Mielieplant met 'n mieliekoppe aan met duisende mieliepitte. So in een saad is daar baie sade. Nou, in een nageslag baie kinders. Nou, okay, so ek dink dis so die Here stel vyandskap tussen die saad van die vrou, die nageslag van die vrou
en die saad van die Satan, die nageslag. OK. Nou, daai saad van die vrou is uiteindelik al die gelowiges. En die saad van Satan is uiteindelik al die ongelowiges. Iemand soos Kain byvoorbeeld, wat vir Abel doodslaan. En ons sien dit in 1 Johannes 3 vers 12, daar sê Johannes vir ons dat Kain was uit die duiwel. Hy was uit die bose, hy's 'n kind van die duiwel, hy's 'n saamsaad. Alhoewel hy 'n kind van Eva was, is hy eintlik 'n kind van die duiwel. Die Here het nie wedergeboorte in sy hart gewerk nie. Die Here het nie daai vyandskap gestel nie. Nou, almal in wie se harte die Here die vyandskap stel, die wedergeboorte gee, hulle is of die vrou of die kinders van die vrou. OK? En nou sê die Here, wat is die derde ding wat die Here aan die moederbelofte gee? Kyk, lees 'n bietjie daar. Hy sê, ek stel vyandskap tussen die vrou en jou, tussen jou saad en haar saad en dan is hier so 'n hy. 3. Hy. 1, 3. Jou. OK? So wat is hier moet raak sien? Hierdie hy. Nee? As mens dan kyk na die Hebreëse woordjie, die Hebreëse woordjie vir saad of nageslag is zera of so. Wat is dit? So. Zera. En zera is 'n manlike woord. OK? In Hebreëus kry mens 'n manlike woord en 'n vroulike woord. In Hebreë, zera is manlik. En hy is ook manlik. So die saad van die vrou, die nageslag, gaan jou kop vermorsel. Okay. En nou wonder ons, wie's dit? Wie's dit? Is dit nou al daai kinders? Is dit al die baie kinders wat Satan gaan oorwin? Of is dit wie? Nou soos ons deur die Bybel lees, kom ons agter. Dis een. Dis een ou wat dit gaan doen. Een ou gaan dit doen. Nee, een uit die kinders van die vrou gaan dit doen. Dis Jesus Christus. OK. Maar in Jesus Christus, onthou jy laaste is daai prentjie geteken van die beker van deur God is julle in hom, onthou jy dit? 1 Korintiërs 1 vers 30. So in Christus, hy's die saad, is daar baie mense, baie sade. OK, kan julle dit verstaan? Maak dit sin? OK. So uiteindelik, wat is die antwoord op daai vraagie? Wat moet 'n mens nou sê daarso? Daai vraagie sê, wie is die saad van die vrou waarvan Genesis 3 vers 15 praat? En wie is die saad van die slang? Wat sal die saad van die vrou met die slang maak? Nou, ek dink 'n mens moet hierso sê, wat het julle, ek wil hoor, wat het julle geskryf? Ek het gesê, Jesus en die ander saad van die slang is die ongelowiges. OK, maar dis reg. OK, dis reg. Goed. Wat het jy geskryf, Marie? Sê weer? Sê dis Jesus Christus se saad in die Bybel. Ek dink is reg, nee. Ek dink wat hierdie vraagie vir my so 'n bietjie verwarrend maak is wat oom Atte hier vra, wie is die saad van die vrou waarvan Genesis 3 vers 15 praat en wie is die saad van die slang? En dan sê hy, wat sal die saad van die vrou met die slang maak? Nee. Ek sê nou ja, waarom is so dalk maar net die vraag antwoord en ek dink Johannes as jy hom geantwoord het is dit die beste antwoord. Dis dit wat ons nou gepraat het, moet ons sê die saad van die vrou is Jesus en die gelowiges. Nou. En wie is die saad van die slang? Dis die ongelowiges. OK? En wat sal die saad van die vrou met die slang maak? Wel, hy sal sy kop vermorsel. Dis wat daar staan, nee. OK. Hy gaan hom oorwin. En as Jesus die Satan oorwin, dan bring hy weer die koninkryk van God. Dan bring hy die vrede weer terug.
Kom ons kyk 'n bietjie. Vraagie 2. Wie is die knegg van die Here waarvan Jesaja 53 praat? En hoekom is hy deurboor en verbrysel? Wat sê julle? Johannes, wat sê jy daar geskryf? Jesus is die knegg van die Here, nee, daar in Jesaja 53, dis 'n profesie oor Jesus. So die knegg van die Here is Jesus. Okay, hoekom is hy deurboor? En verbrysel. Wat sê jy, Marie? Terwille van ons oortredinge en terwille van ons ongeregtigheid. Ja, is hy deurboor. Vir ons in ons plek het hy die straf betaal. Nou, het hy betaal. Right. Ek dink wat die belangrik ook is, daai deurboor en verbrysel, het gebeur natuurlik aan die kruis, né? Okay. Goed, kom ons kyk vraagie 3. Wie is die koning in Psalm 110 wat aan God se regterhand sit? Wat sê Jesus self in Matteus 22 vers 41 tot 46 daaroor? Wat het jy daar geantwoord? Johannes? Ek weet nie wat op aarde gaan nie. Ek dink ek het verkeerde goed geskryf. Okay, toe maar, dis okay. Wat het jy daar geskryf? Het jy nie 'n bladsytjie oorgeslaan of iets nie? Nee, daar is die vraag. Ek dink jy is daar by die... Miskien het ek oorgespring na hierdie. Ja, ek dink jy het op die verkeerde vraag. Ja, toe maar, dit maak nie saak nie, want jy het ook net tot by... Nee, toch, jy het 1, 2, 3, 4. Toe maar, kom ons kyk. So, wat het jy geskryf by daai vraagie 3, Marie? Dit is die Here. Dawid self het hom Here genoem. Ja, Ek het daai hy het hom Here genoem, nê? klein lettertjies op O ja, want hulle sê hierso, wat sê Jesaja, wat sê Jesus self in Matteus 22, nê? Ja, ek het hier gesê. Wat het jy geskryf? Na Dawid, as Dawid die Christus Here noem, hoe is hy Dawid se seun? Ja, so hy kan nie Dawid se seun wees nie. Hy is Dawid se seun. Maar nou sê Jesus, hoe is hy sy seun? Nou, hy's nie net op 'n gewone manier sy seun nie. Hy is ook God se eniggebore seun. Hy is die seun met 2 nature. Hy is die seun wat waarlik God en waarlik mens is. Waarlik die seun van God en die seun van Dawid te gelykertyd is. So het Jesaja vir die Fariseërs gesê Christus is God. Sê weer? Uiteindelik hier vir die Fariseërs gesê Christus is die Here. Ja, maar dis die ding, dis deel van die ding wat hy daarso vir hulle waaroor hy met hulle praat en hy wil sy gesag vir hulle wys en vir hulle sê maar ek is waarlik ook God en ek werk met goddelike gesag. Ek is meer as net 'n gewone seun van Dawid. Jesus ontken nie dat hy die seun van Dawid is nie. Hy is die seun van Dawid. Nee, maar hy is meer as die seun van Dawid. Hy is ook die seun van God. OK. Goed. Dan sê daar vraagie 4 in Lukas 24 vers 27 lees ons dat Christus Moses en die profete vir die Emmausgangers uitgelê het. Hy noem Moses en die profete ook die skrifte. Daarmee bedoel Jesus die Ou Testament. Wat het Jesus daarin vir hulle uitgelê en gewys? Wat sê jy, Marie? Hy het vir hulle die woord van God uitgelê, al die dinge in die skrifte wat op hom betrekking het. OK. Ja, so met ander woorde, Jesus het vir hulle uit die Ou Testament gepreek. Christus gepreek. Dit is wat ons kan sê. OK. Nou, kom ons stop hier. Ek wil nog vir julle 'n prentjie teken. Volgende keer as ons net voor ons begin, dan wil ek vir julle 'n prentjie teken van daai net 'n prentjie teken van daai vraag en antwoord 19, soos dat hy net gewoonweg in die katekismus boek gesê is, maar ons het nou 'n klomp belangrike goed oor gepraat vanmiddag en ek dink dit is belangrik wat ons oor gepraat het. So, kom ons gaan nou stop. Ek wil vir julle die prentjie teken van lees so daar by vraag en antwoord 19 net so bietjie stil staan weer. Waaruit weet jy dat Jesus Christus die middelaar is?
uit die heilige evangelie wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het. Daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en die profete laat verkondig. Hy het dit deur die offers en die seremonies van die wet laat uitbeeld en eintlik het hy dit in sy eniggebore seun vervul. Ek wil hê julle moet my help onthou dat ons net weer daarop ingaan en so 'n bietjie vir ons 'n prentjie daarvan teken wat ek wil hê julle moet ook in julle boeke uiteindelik teken. OK. Maar goed, ons sal dit volgende keer sal ons daarop ingaan. Kom ons stop eers hierso. En dan bid ons. Onse Vader, baie dankie dat ons nou vanmiddag weer in die woord kon wees. Here, dankie dat ons die wonder leer van dat U seun, ons enigste middelaar vir ons openbaar in die evangelie. Here, dit is al klaar 'n wonder as U by ons aankom met U woord openbaring, met U evangelie openbaring, want U staan onder geen verpligting om dit aan enige iemand te openbaar nie. Ons verdien net oordeel en tog bring U ook hierdie evangelie na ons toe en ons loof en prys U. Here Jesus, dankie dat ons U kan leer ken in die Bybel, in die woord. Help ons altyd deur U Heilige Gees om U raak te sien, soos ons in die woord lees en verskyn aan ons, o Here, in die woorde van U woord. Amen.